Bly om hier te wees. Met die Here se goedheid en sy genade. Amen. Ek net alles hierso net vir my reg kry. Krag is af. Daarom is ons sommer net hier by in die kerksaal. Ons noem dit die Tinkap Coffee Room, waar ons sommer nou vanmôre sit en nog steeds na die woord van die Here gaan luister. Amen. Ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor wanneer die lewe slaan. Ek wil vir jou sê, niemand van ons is gevrywaar van enige storm in sy lewe nie. Wanneer die lewe slaan, kan hy baie slaan wat seer maak. Maar met die Here vanmôre kan ek vir jou sê, die krag van die Heilige Gees kan oor jou kom. Storms kom partykeer in jou lewe sonder waarskuwings. Dit kom sommer wanneer jy dit die minste verwag. Of die lewe kan jou slaan weens ongehoorsaamheid, en ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor verskillende areas oor hoe die lewe jou kan slaan in jou lewe. 'n Telefoonoproep kan alles verander, liewe vriende. 'n Telefoonoproep kan 'n glimlag in trane verander. 'n Dokteruitslag kan jou hart slat. 'n Finansiële krisis kan jou gooi. 'n Verhouding of 'n huwelik wat uitmekaar uitval, kan vir jou wys dat jou lewe kom op die einde. Wanneer die lewe slaan, kan hy hart slaat. Maar dit kan partykeer gebeur omdat jy die verkeerde pad gekies het. Dit kan partykeer gebeur omdat jy die verkeerde besluite in die lewe gemaak het. Maar wanneer die lewe slaan, is daar ook vir jou vanmôre natuurlike uitkomkans om te sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Die vraag kan kom wanneer die lewe jou slaan en hart slaan, Here, hoekom gebeur dit met my? Ek het hierdie vraag die afgelope jaar met my gesondheid, met die waar ek my kort baie in die hospitaal was en operasies moes deurgaan, het ek myself die vraag baie kere self afgevra en gesê, Here, hoekom gebeur dit met my? Ek meen, ek is dan u dienskneg. Ek meen, ek werk dan vir u. Ek meen, ek het u dan lief. Hoekom gebeur hierdie dinge dan met my? Dan wil ek vir jou sê, nie eers die pastoor is van hierdie dinge gevrywaar nie. Kan ek 'n amen kry? Amen. Nie eers ek is gevrywaar van wanneer die lewe slaan nie. Maar een ding kan ek vir jou sê, al slaan die lewe vanmôre, die Here sê, ek sal in die middel van jou storm wees. Ek sal in die middel van jou uitdagings wees en ek sal jou nie alleen los nie. Amen. Wanneer die lewe slaan, wees nog steeds doelgerig. Wanneer die lewe slaan, moet nie opgee in jou gebed nie. Wanneer die lewe slaan, moenie opgee in dit wat jy aan vasgehou het nie. Because the God on the mountains is still God in the valley. He's God that will never leave you, maar jou altyd sal bystaan. Jy sien, die Bybel vertel ons van baie storms waar die lewe geslaan het. Die Bybel vertel ons van storms waar die lewe geslaan het van mense se eie toedoen, of as gevolg van hulle eie besluite. Dan vertel die Bybel ons van 'n storm wat gekom het, en Jesus het hulle in die storm ingestuur. Dan vertel die Bybel ons van 'n storm waar Jesus sommer net gelê en slaap het, toe die storm plaasgevind het. Maar die Bybel sê, wanneer die lewe slaan, was ek nog altyd daar met 'n oplossing. Jy sien, die eerste storm wat die lewe geslaan het, was in ons vriend Jonas se lewe.
Maar hierdie storm het nie gekom omdat die Here hom daarin gestuur het nie. Hierdie storm het nie gekom omdat die Here gesê het, kom ek gaan toets jou geloof nie. Hierdie storm in Jona se lewe het gekom omdat hy ongehoorsaam was. En ons lees dit daar in Jona 1 vers 3 tot 4. Laat ek hom net gou daarso kry. Ons lees dit in Jona 1 vers 3 tot 4. Hy sê die volgende: maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jaffo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim en saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep, die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het aan die onderste deelte van die skip afgeklim, en daar gaan lê, en vas aan die slaap geraak. Jy sien, Jona het gevlug vir die opdrag wat die Here hom gegee het. Jona was ongehoorsaam. En die Here stuur 'n storm op daai see. En terwyl hierdie elke persoon roep na sy God, hoekom hierdie storm op ons afkom, hoekom gebeur hierdie storm dan nou met my? Wil ek vir jou vanmôre sê, toe hulle vind dat Jona is die oorsaak van die storm, toe gooi hom sommer oorboord, sodat die storm in hulle lewe kan stop. Jy sien vanmôre, liewe vriende, storms kom, en omdat jy baie kere dalk nie doen wat die Here vir jou sê nie. Jy kry weg soos Jona. Jy gaan vlug van Tarsus toe, in plaas van om na Ninive toe te gaan. Jy vlug van jou roeping af weg. Jy vlug weg van daardie talente en die gawes wat die Here jou gegee het. En is dit nie die rede vanmôre van die storm in jou lewe nie? Is dit nie die rede hoekom die lewe jou hart slaan op hierdie stadium nie? Maar ek wil vir jou sê, soos met Jona, moenie bekommerd wees nie, al swem jy in die groot waters, as gevolg van dat die lewe geslaan het, en omdat jy ongehoorsaam was, sal die Here die oplossing nog steeds vir jou stuur. Maar hierdie oplossing kom met 'n prys. Jy gaan eindig waar die Here jou wou gehad het. Jy gaan eindig waar die Here jou wou gesien het. Al het die storm jou besigheid getref vanmôre, al het die storm jou getref vanmôre weens jou ongehoorsaamheid, wil ek vir jou sê vanmôre, jy gaan eindig waar die Here jou in elk geval wou gehad het, by jou Ninive, daar waar die Here jou heen stuur. Ek wil vir jou sê vanmôre, moenie stop nie, al swem jy diep waters vanmôre, uitgegooi in die diepste, maak klaar, daar is 'n vis op pad, dit kom met 'n prys natuurlik, maar jy gaan eindig by die roeping wat die Here vir jou het. Jy gaan eindig daar waar die Here jou wou oorspronklik gehad het, maar moet net nie op hierdie seewater, die water begin sluk en sê, Here, dis klaar met my nie. Die Here sê, ek is met jou, ek stuur die vis na jou toe, ek stuur jou oplossing vanmôre na jou toe. Jy het vanmôre die opdrag om te sê, maak klaar wat die Here vir jou gesê het om te doen. Al vlug jy vanmôre weg van Ninive, die Here sal jou die oplossing stuur in jou storm, toe die lewe jou geslat het, dat jy teruggaan na Ninive en gaan klaarmaak wat hy gesê het jy moet klaarmaak. Jona het daarna Ninive bedien.
En Nineve het tot bekering gekom, hulle het hulle tot God bekeer, as gevolg van Jona se getuienis. Gebruik jou storm, al het hy gekom as gevolg van ongehoorsaamheid, dat die Here jou nog steeds met 'n getuie na Nineve kan stuur. Daar is 'n oplossing vir jou huwelik vanmôre, daar is 'n oplossing vir jou besigheid vanmôre, daar is 'n oplossing vir jou finansies vanmôre, maar die vis is op pad. Jy moet net weet, jy gaan nog steeds eindig waar God jou wil gehad het. Jy gaan daar kom, liewe vriende. Maar kyk, dit is interessant. God gebruik selfs die storm in Jona se lewe om hom terug te kry op die pad van gehoorsaamheid. Wanneer die lewe jou hart geslaan het en jy weet, dit was as gevolg van verkeerde besluite, dit was as gevolg van besluite van die lewe wat teen jou gewaarsku was. Moenie bekommerd wees nie, daar kom 'n vis, maar dit kom met 'n prys. Jy gaan daar waar die Here jou nog steeds wou gehad het, jy sal die getuie wees. Hy kom met 'n oplossing vanmôre, en jy sal die vrede en die vreugde van die Here sien in jou lewe. Halleluja! Dan was daar 'n tweede storm daar in Markus 4, vers 35. Hierdie disippels het iets ervaar. En ek wil vir jou sê, ek was een keer in my lewe as 'n tiener diepsee uit. Toe die boot amper gesink. En hulle gooi daar noodmynse. En was my laaste keer. Maar ek sal weer gaan, maar vlieg nie. Prys die Here. Markus 4 vers 35. Jesus maak die storm stil. Hy sê, en Markus 4 vers 35, en toe dit aand geword het, kom, net hierdie afkry, en toe dit aand geword het daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was saamgeneem in die skei, en daar was ook 'n ander skytjies by hom. En 'n groot stormwind het gekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word van die water. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. Hoor jy, hy was aan die slaap op die kussing, dis Jesus. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot storm, en die groot storm het stil geword. En toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Waarom is julle bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Jy sien, hierdie storm in hierdie gedeelte het gekom, nie as gevolg van ongehoorsaamheid nie, nie as gevolg van gehoorsaamheid nie. Hierdie storm het net gekom. Hulle het nie vir hierdie storm gevra nie. En die feit van die saak is, Jesus was binne in hierdie storm. Hy was ook in hierdie storm. Nie eers Jesus was van hierdie storm gevrywaar nie. Nie eers Jesus was van hierdie storm gevrywaar nie, en hy het gaan lê en slaap. Dat die storm nie eers hom wakker maak nie, want hy het geweet, hy is in sy Vader se hand. Hy het geweet, it will not end here, and it will not end like this way. Kan ek en jy ook nie daardie geloofsmentaliteit inneem in die storm wanneer die lewe jou slaan, om te sê, it will not end here, and it will not end like this. Kan ek 'n amen kry, liewe vriende? Jy, wanneer die lewe jou slaan, is dit nie as gevolg van gehoorsaamheid nie. Dis nie as gevolg van ongehoorsaamheid nie. Die storm kan jou slaan, sonder dat jy daarvoor gevra het. Maar ek lees hier, Jesus was ook binne in daardie storm. Hy het gesê, laat ons oorvaar na die ander kant.
Hy het gesê, laat ons hierdie kant oorgaan, wetend dalk ons gaan in 'n storm in. Dink daaroor, hulle is nie in hierdie storm as gevolg van iets wat hulle verkeerd gedoen het nie. Die dood is nie naby aan hulle omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Dit het net gebeur. Hulle het nie daarvoor gevra nie. Maar as ek God gehoorsaam, kan ek ook nog steeds weer dieselfde Here wat my op veilige grond gedraai het, dieselfde Here wat my gedraai het in die dae toe dit goed gegaan het, is dieselfde Here Jesus Christus wat in my lewensboot is dieselfde Jesus, hy's dieselfde Jesus, hy het nie verander nie, en daarom sal hy ingryp wanneer die lewe my slaan. Hy sal nog steeds my troos wanneer die lewe my slaan. Hy sal my nie los nie. Hy sal my hand vashou wanneer die dokter se diagnose bekend is. Sê die Here, ek is nog steeds in beheer. Wanneer die dokter se diagnose bekend is, sê die Here, ek is nog steeds jou trooster en bly net by my, want ek is in jou lewensreis. Ek is in jou lewensboot en ek is daar. Maar iets sien ek in hierdie gedeelte. Die disippels het hulle meester gaan wakker maak. Die disippels het hulle meester gaan wakker maak en sê, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hy is die meester van die wind, wat het stil maak. Hy is die Here wat die storm stil maak en sê, kalmeer wind, kalmeer golwe, wees stil. Dit is tyd dat jy jou geloof vanmôre bietjie moet wakker maak, liewe vriende. Dit is tyd vanmôre dat ons nie net kerk en jou geloof net as nog 'n Sondag, as nog 'n gebed, as nog 'n vraag, as nog iets beskou nie, maar dat ons nou in die nou geloof sal ingaan, in die nou geloof en in die nou geloof, soos Hebreërs 11 vers 1 sê, in die nou geloof begin lewe en sê, die Here, hy is goed, amen, en hy sal my deurdra in hierdie storm, hy sal my deurdra, ek sal geen onheil vrees nie. Jy sien vanmôre, liewe vriende, hierdie storm toe hy slaan, het hulle Jesus gaan wakker maak, en dit is my gebed vanmôre, dat jy ook Jesus sal gaan wakker maak, en dat jy jou geloof sal wakker maak en sê, ek weet my verlosser lewe, en ek weet hy kan iets doen, hy kan die onmoontlike die moontlike maak, hy is die Vader wat altyd daar is, amen. Hy kan alles doen, liewe vriende. Hy is die God wat seën. Hy is die God wat jou nog steeds die beste kan gee. Maak jou geloof wakker vanmôre. Maak dit vanmôre wakker en sê, Meester, in hierdie lewensstorm wat my slaan, ek is besig om te vergaan. En dan sal hy sê, siekte word rustig. Vrees en spanning en angs word rustig in die naam van die Here. Hy gaan vir jou sê vanmôre, moenie vrees nie, ek is met jou. Ek is daar, ek sal jou krag gee. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bang wees nie, want Dawid het gesê in Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Moenie bang wees wanneer die lewensstorm slaan, en jy het nie daarvoor gevra nie, jy het nie daarvoor gesoek nie. Moenie bang wees nie. Al gaan jy ook deur 'n dal van doodskade wee, ek is met jou. En Jesus sê vir hierdie ouens, disippels, waarom en hoekom is julle bang? Ek wil ook vanmôre vir jou sê, toe die lewensstorm jou slaan, hoekom is jy bang? Kan jy ook soos Dawid vanmôre sê, al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie kom nie. Waarom is jy bang vanmôre? Ek gee vir jou 'n weg. Ek gee vir jou 'n uitweg. Moenie jou siekte vrees nie, moenie jou aanslag op jou besigheid vrees nie.
Waarom is jy bang? Kyk gou vir een langs jou. Vra hom, is jy bang? Sê ten minste. Sê nou vir die persoon, moenie wees nie, want die Here is by jou. Moenie wees nie, die Here is by jou. Waarom is jy bang vanmôre? Waarom is jy bang vir hierdie siekte? Waarom is jy bang vir hierdie diagnose? Waarom is jy bang vanmôre? Moenie wees nie, want die Here is met jou. Amen. Moenie vrees nie. Ek is daar, sê die Here. Ek gee jou krag. Halleluja. Vers 37 sê vir my en jou die volgende. En toe dit aand en 'n groot stormwind het opgekom en golwe het dit in die skuit geslaan sodat dit al vol wou word. Dalk voel jy die lewe het jou so hard geslaan. Jy's al vol van al die probleme, vol van al die spanning, vol van die krisisse, vol van die vrese, vol van die depressies, vol van negatiewe gedagtes. Moenie bekommerd wees nie. Die Here sê, ek is met jou tot in ewigheid. Amen. Kom ons gee die Here net 'n handeklap. Halleluja. Dan is daar 'n ander storm wat gekom het. Toe die lewe slaat weer die disippels in 'n storm op die see. Daar in Matteus 14, vers 14, en ons lees dit daar van vers 22, Jesus loop op die see. Nog 'n storm wat geslat het, toe die lewe slaan. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vir hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Sê saam met my, die wind was teen hulle. Die wind was teen hulle. Maar in die 4de nag waak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. Ja, hulle glo toe nog, hulle waren wragtig in spooke ook, jy weet. Woe, dit is 'n spook. En hulle het geskree van vrees. So, daar was 'n storm, en toe raak hulle nog banger, want toe sien hulle 'n spook. Asof die spook was erger as die storm. Die vreemde, hè? En toe die disippels om die see, dink hulle is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed. Sê gou saam met my, hou goeie moed. Halleluja, hou goeie moed. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom Petrus, klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik U is die Seun van God. Hierdie is nog 'n storm waar die disippels nie voorgevra het nie. Maar hulle geloof was getoets. Die vorige storm, gesondheid. Die vorige storm het gekom, nie wat hulle het nie daarvoor gevra nie, dit het net gebeur. Jesus het vir hulle gesê, gaan in die see in. En ek sien in hierdie gedeelte, toe Jesus vir hulle sê, gaan in die see in. Jesus het gesê, ek weet waar hulle op daai see gaan wees.
Want ek weet, hulle gaan in 'n storm kom, maar ek gaan hulle geloof toets. Daar kom soms storms in ons lewe, en soms slaan die lewe ook met 'n storm. Of jy dit nou wil hoor of nie, om jou geloof te toets, en om jou geloof sterker te maak, om jou dan uit te nooi, om saam met Jesus op die water te gaan loop. Soms is storms bedoel, nie om jou te breek nie, maar om jou te laat groei, om jou te kry, om op die water te gaan loop. Kasababa sete rebende. Om jou te kry om op die water te loop. Jy dink die storm wat geslaan het was onregverdig. En ek wil nie sê ek keer storms goed nie, maar die lewe het geslaan. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, liewe vriende, gaan loop saam met die Here op die water, want storms is soms die uitnodiging. Loop saam met my op jou storm. Halleluja. Prys die Here. Jy sien wat gekom het om jou dalk te seer te maak, het gekom om jou te help, om op die storm te loop. Die Here is met jou. Halleluja, dat ek die krag nou moes terug aanpreek. Halleluja. Ja, ek kan dit hierop sien. My foon was amper. Ek dink hy's terug, ek weet nie. En dan gaan ek nou wys op die kamera. Prys die Here. Maar ek sien net op die area groep, het dan gesê power install. Alright, so prys die Here. Ek wil vir jou sê vanmôre het ek teruggekom, die krag van die Heilige Gees om vir jou te sê, kom loop saam met my op die storm vanmôre. Hulle is gehoorsaam. Toe die Here sê, gaan uit. Ek weet nie, dalk het hulle ook die weerbureau op 'n manier daai tyd gehad en gesê, maar Here, ons weet, ons hou sekere dinge dop, en daar gaan 'n storm kom, en die Here sê, ek wil hê julle moet gaan in die storm van die lewe in. Jy weet nie dalk hoekom nie, jy weet nie waarom nie, maar wanneer jy saam in daai storm uitvaar vanmôre, wil ek vir jou sê, laat dit jou groei vanmôre, laat dit die beste uit jou uitbring vanmôre. Gaan loop saam met die Here op die storm en sê, Here, U sal my nooit verlaat nie. U is in die middel van my storm, U is in die middel van my siekte. Dit gaan ons nie los vanmôre nie. Kom ons gee die Here net 'n lofoffer. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Jy sien, al het jy uitgegaan in die see en as gevolg van 'n gehoorsaamheid, vrywaar dit jou nie van storms nie. Al sê jy vanmôre vir die Here, ja, ek wil vir U werk, ek wil vir U staan, en daarom het jy gekom om vanmôre te hoor, Here, as ek vanmôre hoor, gaan werk vir my, wil ek vir jou sê, gaan werk vir die Here, maar weet, dit gaan nie kom sonder storms nie. Daar gaan tye wees in stormtydperk, maar die Here sê, jy gaan saam met hom loop op die see, en jy gaan bo natuurlike wonderwerke sien. 'n Storm in jou besigheid het dalk geslaan, maar loop vanmôre saam met die Here op die see. Loop saam met hom, al het jy uitgevaar, daar is vir jou vanmôre hoop. Halleluja. Jesus kom na hulle toe. Dit lyk soos 'n spook. Die Here kom partykeer en interfereer in jou stormtydperk op 'n vreemde manier. Hy werk in maniere wat vreemd lyk. Hy gebruik wie hy wil, wanneer hy wil en soos hy wil. Jy sit hier en jy sê, Here, die lewe het my hart geslaan, maar binne die volgende 5 minute
kan dit net so vir jou weer gedraai het, en jy weet dat die Here is met jou. Jesus nooi jou vanmôre uit, om vir jou te sê, moenie in daardie stormtydperk op die boot bly nie. Moenie. Klim uit die boot uit en stap saam met my bo op hierdie storm vanmôre. Moenie in die boot van siekte bly nie, moenie in die boot van 'n finansiële krisis bly, moenie in die boot van 'n huweliksprobleem bly, moenie in die boot bly van spanning en vrese en angs nie. Die Here roep jou en vanmôre my om uit te klim, liewe vriende, en hy nooi ons uit om jou geloof te bou. Kom stap saam op die lewenssee. Kom stap saam met my, sodat jy kan weet, ek is met jou. Ek is daar, ek sal jou nie los nie. My vrede is met jou. Ek sal jou nie los nie. Ek is daar. Ek gee jou hulp, ek gee jou krag. Daar is niemand soos U nie. Halleluja. Ek wil vanmôre vir u sê, al hou ons op 'n ander manier kerk, al staan ek nie in preek vanmôre as gevolg van die krag wat uit is nie, maar ek kan nog steeds vir jou sê, al is die krag uit, al is die krag in die area uit, die Here se vuurkrag is nie uit nie. Die Here se vuurkrag is gister, is vandag en is môre tot in aller ewigheid dieselfde. Dis sy krag van die evangelie en dit sal jou nie verlaat nie. Dit is met jou. Here nooi jou uit vanmôre om te kom sê, kom loop saam met my. As die lewe jou geslat het vanmôre, as die lewe jou seer gemaak het vanmôre, wil jy nie in jou geloof vanmôre sê, Here, ek loop saam met U op die water. Wil jy nie kom en sê, Here, asseblief, ek was ongehoorsaam. Dis hoekom die Jonas storm gekom het. Ek was ongehoorsaam, ek het nie gedoen nie, ek het verkeerde besluite in my lewe gemaak. Maar dan sal die Here jou ook vergewe en skielik sal 'n vis by jou wees om jou te vat daar waar die Here jou wou gehad het. As die lewe jou geslaan het as gevolg van ongehoorsaamheid, verkeerde besluite in die lewe, as 'n egskeiding jou getref het weens 'n verkeerde besluit, as die Jonas storm geslaan het, een woord wat die Here sê, of vra, Here, ek is jammer, en hy stuur sy beskermende vis, en hy sal jou neem daar waar sy wil vir jou is. Hy sal die oplossing bring. As die lewe geslaan het, as gevolg van 'n storm wat jy nie gevra het voor nie, dit het net gekom, en Jesus was self in daai storm, nie as hy was gevrywaar van daai storm nie, hy was ook in daai storm saam met die disippels. Hulle het nie daarvoor gevra nie, hulle was nie ongehoorsaam nie. Maar tog het die Here die storm stil gemaak. Wil jy nie vanmôre sê, Here, ek het nie gevra vir hierdie storm nie. Ek het nie gevra vir dit nie, maar asseblief, maak die storm in my lewe stil. Maak dit stil. En as die volgende storm jou moontlik getref het, omdat die Here jou geloof toets, omdat die Here net op die einde van die dag wil hê, kom loop saam met my op die lewenssee, dan dink ek almal in hierdie saal vanmôre, liewe vriende, almal wat tans luister op die lewendige uitsending, almal wat tans luister, dalk het die lewe jou geslaan, of in 'n Jonas storm, of in 'n disipelstorm waarvoor hulle niks voor gevra het nie, dit het net gekom, of in 'n storm waar 'n geloof getoets word. Wil ons nie op die einde van die dag sê, Here, hier is ek. Ek wil my storm trotseer. Soos 'n arend wat hoog uitvlieg bo sy storm. 'n Arend wat hoër uitvlieg en sê, Here, kom praat met hierdie storm. As jy vanmôre hier is saam met my en sê,
Here, kom praat met hierdie storm, maak hom stil. Wil jy nie saam met my op my voete staan nie? Halleluja. Is dit 'n storm van siekte? Is dit 'n storm van 'n finansiële uitslag? Is dit 'n storm van finansiële probleme? Is dit 'n storm waarvoor jy nie gevra het nie? Dan kan jy nog steeds sê, Here, hier is ek. Maak dit veranderend, halleluja. Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus. Ek bid, Here, dat U vanmôre met elke storm sal kom praat. Kom maak die storm stil. Kom maak die storm op die werksplek stil. Kom maak die storm in die finansies stil. Kom maak die storm in 'n huwelik stil. Vader, kom maak 'n storm stil vanmôre. Ek nie voorgevra is nie. Kom maak die skindermond storm stil om identiteit en karakter af te breek met die werk. Kom maak die storm stil vanmôre, Here. In die naam van die Here spreek ons die storm in die naam van Jesus stil. En ek spreek genesing uit vanmôre, dat oorwinning sal plaasvind. Halleluja. Ek spreek storms en besighede stil. En dan bid, Here, dat die mense hulle besighede sê, Here, ons gaan ons saam met ons besigheid op die lewensee loop. En ons weet, groot is die Here se voorsiening. Halleluja. Ek spreek die storm stil in die naam van Jesus. En ek weet, Vader, U is hoog en verhewe. Daar is niemand soos U nie. Ek prys die Here, wat elke storm raak stil in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus. Here sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Elke storm spreek ek nou stil in die naam van Jesus Christus. Dankie Here, dat daar nou op die lewenssee geloof sal word en geloof in die naam van die Here, in die naam van die Here. Ek spreek die storm stil in die naam van die Here, want ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe in die Here Jesus. Halleluja. Dankie Jesus, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Jesus. Tannie is 'n sterk tannie, maar tannie sê, tannie se binneste, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Here, ek is sterk, maar ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie hierdie siekte nie, ek kan nie, dis moeilik. Tannie dra hierdie las so swaar. Maar die Here sê, hou moed. Hou moed. Hou moed. En sê die Here, in die storm, my dogter, ek is trots op jou. Ek is trots op jou. En my beloning is groot. My beloning is groot. Die Here sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jy wag op die Here vir nuwe krag, vir vernuwende krag, vir vars krag. En die Here sê, my adem,
Vader, dankie dat ons saam met die oom kan glo en vertrou vir sy groot redding wat nou in ons vertaal is. Dankie Here dat die woord sê maar 2 of 3 in 'n saak saamstem. So sal dit wees. Halleluja. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here vir die groot wonderwerk. Dankie Jesus. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Jesus. Halleluja. Dankie Here. Vader, dankie dat U vanmôre met ons en tot ons gespreek het. Dankie Here dat ons gebless is uit U woord uit vanmôre. Al was dit sommer net in die kerksaal uit Here, dat U nog steeds groot dinge doen. Maar U woord sê maar 2 of 3 in saak saamstem, so sal dit wees. Ek bid dan vir elkeen vir 'n deurbraak, elkeen vir 'n vordering in Jesus naam. Halleluja, halleluja. Dankie Here, dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Here sê jou storm stop vandag. Ek gevra Here, wat soek ek hier? Die Here sê, wat ek jou gebring het hier. Dis God. Amen. En die Here sê, ek het jou toekoms in my hand. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. 'n Toekoms van vrede, 'n toekoms van geluk, 'n toekoms van voorspoed. En die Here sê dat die kleine vraagtekens hoekom dit stop vandag sê. Dit stop. Dood, stop. En die naam van Jesus Christus. Want ek is nie jou sê. Daar is nie van sit hy. Halleluja, halleluja. Kom ons gee die Here 'n liefde. Ons gaan die tiendes en offergawe opneem, die krag is aan, want die sekuriteit terwyl ek wel, hulle sê die krag was af, nou sit die aan. Hulle weet daar is al die krag onder die rekening, dan probeer hulle my bel, terwyl ek preek. En dus bel hulle my op 'n WhatsApp call, ek sê broer, terwyl ek preek. Ek preek. Kijk my as, ek weet wat kan nie maak. Maar baie dankie. Ons gaan die tiendes en die offergawes opneem. So, kom vat jy vir die Here se werk gaan gee, party bring dit EFT, party gooi dit in die sakkie, party vra my sommer by die bankkaart masjien, party ook al jy bring, die Here seën jou, goedheid en guns, mag die Here vreugde en oorvloed op jou bring, moenie huis toe gaan nie. Die skapkyks. Skapkyks, moenie huis toe gaan nie, ondersteun die jeug, die fondse van die Dindkamp. Ondersteun hulle fondse, so kom ons bid net saam. Vader, dankie dat ons die tiendes en die offergawes kan opneem. Dankie Here dat in klein of groot bydraes U nog steeds die gemeente seën. En so wil ek ook bid dat U elkeen sal seën wat ook bring vanmôre na die skathuis. En die wat nie het nie, Here, om te gee nie, seën hulle ook, Vader, dat hulle op die plek kan kom om ook in vrymoedigheid kan gee, want U sê, Here, U het 'n blymoedige gewer lief. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie. Hulle stuur dit om koffie, tee, cupcakes. Cappuccino. Ek weet nie.